dienskontrak is deel van 'n werkplek, maar waarom is 'n dienskontrak nodig en wat vereis die wet moet deel vorm of ten minste deel vorm van 'n dienskontrak? Ons praat vandag weer met die LWO werkgewersorganisasie en hierdie keer het ons vir James Pretorius genooi om 'n paar vrae oor 'n dienskontrak te beantwoord. James, waarom is dit so belangrik om 'n dienskontrak te hê? Baie dankie Lise vir die geleentheid. 'n Dienskontrak is baie meer as bloot net 'n formaliteit. Dis 'n wettige en bindende ooreenkoms tussen 'n werkgewer en 'n werknemer wat albei se regte, verantwoordelikhede en verpligtinge duidelik uiteensit. Dit dien ook as 'n beskermingsmeganisme vir beide partye en skep duidelikheid oor wat van die partye tot die kontrak verwag word. Nou wat as mense sê, maar ons het regtig nie 'n kontrak nodig nie, want ons vertrou mekaar? Ja. Vertroue is natuurlik baie belangrik, maar sonder 'n skriftelike ooreenkoms is daar geen fisiese bewyse van die diensvoorwaardes waarop daar ooreengekom is nie. Vertroue kan vervaag, maar 'n dienskontrak bied altyd duidelikheid en beskerming indien daar ooit 'n dispuut sou ontstaan. Kom ons kyk na die wet. Wat moet volgens die wet minstens in 'n dienskontrak vervat word? Die wet op basiese diensvoorwaardes vereis dat sekere besonderhede skriftelik aan die werknemer verskaf moet word. Dit word gewoonlik al sit die wet nie duidelik uiteen dat dit noodwendig 'n dienskontrak genoem moet word nie, moet dit 'n sekere inligting bevat. Byvoorbeeld onder andere die volle naam en adres van die werkgewer, die naam van die werknemer as ook 'n posbeskrywing of 'n kort beskrywing van die werk wat die werknemer gaan verrig. Die fisiese werksplek, indien die werknemer vereis word of toegelaat word om by alternatiewe adres te werk, moet dit ook duidelik aangedui word. Dan die datum waarop die indiensneming begin. Ook baie belangrik is die werknemer se gewone ure en werksdae. En verder ook die loon of tarief of die metode waarvolgens lone bereken word. 'n verdere aspek wat ook baie belangrik is oortyd. Daar moet 'n ooreenkoms wees ten opsigte van oortyd en ook die loon waarteen oortyd betaal gaan word. Laastens wat ook baie belangrik is natuurlik die verlof. Die aantal verlofdae waarop 'n werknemer geregtig is, as ook die enige ander dokumentasie wat deel vorm van die dienskontrak, byvoorbeeld beleide, dissiplinêre kodes en ook waar die werknemer toegang kan kry tot hierdie dokumentasie, omdat dit gewoonlik lywige dokumente is dit nie direk aangeheg of deel van die dienskontrak nie. Wat zijn die gevolge van die afwesigheid van 'n skriftelike dienskontrak? Die grootste risiko is dat daar geen duidelike verwysingspunt sal wees as daar iets verkeerd loop nie. Dit kan lei tot misverstande, dispute en selfs regsprobleme. Sonder 'n kontrak is dit moeiliker om werksprestasie regverdig te evalueer of dissiplinêre aksie korrek toe te pas. Die ander risiko is natuurlik dat indien die departement van arbeid 'n inspeksie sou doen by die werkgewer, dan indien daar bevind sou word dat die werkgewer nie geldige dienskontrakte of geen dienskontrakte in plek het nie, kan die werkgewer ook 'n boete opgelê word. Nou jy praat vandag met die landbousektor, ons fokus spesifiek daarop. So wat is die rol van sektorale vaststelling 13 in die landbousektor? Sektorale vaststelling 13 kan gesien word as 'n aanvulling tot die wet op basiese diensvoorwaardes. Dit sluit bepalinge in oor betaling, werksure, die verskaf van kos, akkommodasie en ander elemente wat spesifiek op die landbousektor van toepassing is. En wat gebeur as daar ooreengekom word op minder as wat die wet vereis of toelaat? Indien enige bepalinge in 'n dienskontrak nie voldoen aan die minimum vereistes soos in die wet op basiese diensvoorwaardes of sektorale vaststellings uiteengesit word nie, is daardie bepalinge ongeldig en onafdwingbaar. Dit beteken dat die werknemers behou steeds sy of haar regte, selfs al word iets anders in die dienskontrak gestipuleer. Ons hoor dikwels van 'n proeftydperk. Hoe werk dit en hoe moet dit dan in 'n kontrak vervat word? Ja, 'n proeftydperk is nie outomaties van toepassing nie. Dit moet spesifiek in die kontrak vermeld word.
Die partye kan daaroor ooreenkom, maar die toepassing daarvan moet billik wees. Dit gee die werkgewer die kans om werksprestasie te evalueer, en dit moet regverdig en volgens wet toegepas en hanteer word. Wat baie belangrik is met proeftydperke is dat die tydperk van toepassing van die proeftydperk moet ook duidelik uiteengesit word in die dienskontrak. As ons weer teruggaan na iets waaroor jy vroeër gesels het, en dit is die pligte en verantwoordelikhede van die werknemer. Hoekom is dit belangrik om dit duidelik te stel? Ja. As dit nie duidelik in die dienskontrak gestel word nie, is dit baie moeiliker om 'n werknemer se werksprestasie effektief en regverdig te evalueer. Dit kan lei tot verwarring en konflik in die werksplek. 'n Duidelike uiteensetting help beide partye verstaan wat verwag word en wat hulle verpligtinge is teenoor mekaar. En hoe help 'n dienskontrak om werksprestasie te evalueer, James? Die werknemer se pligte en verantwoordelikhede vorm die maatstaf waarvolgens hulle werk gemeet word. Sonder dit is daar geen objektiewe en regverdige manier om hulle prestasie te evalueer nie. 'n Duidelike kontrak maak prestasiebestuur en selfs promosies of dissiplinêre aksies baie meer deursigtig en regverdig. Nou ek weet van ons kleiner boere het nie 'n menslike hulpbron afdeling soos ons groter boere nie. Ja. Wat staan hulle te doen? Selfs al is jy 'n klein werkgewer, is dit baie belangrik om ten minste eenvoudige en skriftelike dienskontrak te hê. Dit help om die regte van beide partye te beskerm. Die LWO kan selfs klein werkgewers ook bystaan om seker te maak dat hulle aan die wetlike vereistes voldoen en om te verseker dat enige huidige dienskontrakte wat hulle in plek het aan die vereistes van die wet voldoen. James, baie dankie. Dit was James Pretorius van die LWO werkgewersorganisasie wat vandag met ons gesels het oor die waarde en belangrikheid van 'n dienskontrak tussen 'n werkgewer en 'n werknemer.